vandag is mos nou Moedersdag. Baie geluk Emilia met Moedersdag. En dankie Emilia dat jy vir jou vanoggend self tee gemaak het en self pap gebring het in die bed. Jy is 'n kampioen. So, van my kant af wil ek sê gelukkige Moedersdag. Wie was die gelukkigstes wat darm 'n koppie tee in die bed gekry? Oh well dan. Julle manne, julle kry 'n medalje. Hallo, ek is Jackson en ek is 8 jaar oud, maar ek word 9. Dankie lieve mama vir die liefde elke dag. Dankie lieve mama vir die sonskyn en die lag. Dankie lieve mama, jy is altyd vir my daar. Dankie lieve mama, elke dag die hele jaar. Dankie mama, lieve mama, vir die son en vir die liefde, vir die omgee elke dag. Dankie mama, lieve mama, vir die son en vir die liefde elke dag. Dankie mama, vir die liefde elke dag. Dankie lieve mama, vir die sonskyn en die lag. Dankie lieve mama, jy is altyd vir my daar. Dankie lieve mama, elke dag die hele jaar. Maar vanoggend gaan dit oor die maas. So broers, mans, julle kan dit ook vir julle vat. Dit is nie net dat die woord op een geslag fokus nie, maar my vers wat ek vanoggend met julle wil share is 'n baie bekende skrif. Ek het nou so ruk terug deur Spreuke 31 gewerk. Ek het 'n devotional journal daaroor gedoen. En 'n vers wat vir my uitgestaan het, is wat sê, Spreuke 31 vers 30, die B-gedeelte, wat sê, 'n vrou wat die Here dien, sy moet geprys word. As jy dink, hoe anderste sou jou huishouding gewees het vanmôre as jou vrou nie die Here dien? So natuurlik het ek gegaan en ek het gegoogel. Ek is baie goed met Google. Ek het 'n graad in Google en as Google nie weet dan vra vir Google wat sy nie is. En Google, ek sê Google, wat beteken dit? Wat is die eienskappe van 'n vrou wat die Here dien? En
die Afrikaanse weergawe, so die van julle wat nog nie weet nie, ek mengels hugely. Maar dit is sodat ek myself kan verstaan. So Google sê, 'n godvreesende vrou is 'n vrou van visie. Sy het 'n visie van geloof, sy het 'n visie van toekoms en sy het 'n visie vir haar familie. So ek dink dit is so 'n voorreg as soos my ma wat die Here dien, dat sy het alreeds 'n visie gehad vir haar kinders, vir haar familie, vir haar toekoms, vir ons toekoms, en dit is 'n vrou van geloof. So reg van die begin af het die Here 'n groot plan gehad met die vroue. 'n Vrou het 'n baie wonderlike, spesifieke doel in die lewe. So ek kon vanoggend gepraat het van Miriam of van Deborah wat awesome rigters van die Here was. Of ek kan aangehaal het van Esther, wat almal die storie ken van Esther, of ek kon gepraat het oor Maria Magdalena. Soveel vroue wat in die Bybel is, wat 'n groot impak gemaak het, en op 'n besondere manier het hulle in die geskiedenis gekom. Maar vanmôre wil ek spesiaal praat met u, vrou, ma, en elkeen van u wat ons moeders en uniek, van God het ons uniek geskape, vir julle uniek geskape, vir deur God vir ons, en ons hoor dit elke Sondag, dat daar is 'n doel, daar is 'n purpose vir elkeen van ons in die lewe, en dat ons hier is met 'n doel, om 'n verskil te maak op die gesig van die aarde. So ek is nou wel nie 'n moeder nie, as julle kan inreken my 2 staffies, dan is ek 'n ma. Maar ek het nie kinders nie, maar ek het 'n baie goeie moeder, wat ek vanoggend karaktereienskappe mee kan share met julle, waarvan ek geleer het sover. So bear with me, ek gaan vinnig praat. Ek praat oor die algemeen nie baie nie. So ek gaan baie vinnig wees, sodat julle by julle huise kan kom en julle kan tyd spandeer met julle familie, met julle kinders, en julle lekker skaapbout en kan geniet. So ek wil julle vanoggend vertel van my ma. Sorry. Dus, dit kry nie baie kans om my ma so op die showcase te sit nie. Maar ek dink nie my awesome ma, daar was 'n kwaier en 'n strenger ma as sy nie. Ek dink dat sy het die vrees van die Here in enige iemand van ons gesit, en met 'n doel. My ma het nooit nonsens gevat nie. Ek dink dit was nie maklik met my en my boetie nie, of my broer nie. En my ma se maters is wat skaars. As dit by die dinge van die Here kom, is dit reg of weg. En ek dink meer ouers moet opstaan en sê, dit is hoe dit gedoen moet word. So, as jong mens, jong kind, kan ek onthou dat my ma was 'n walking concordansie. So die van julle wat nie weet wat 'n concordansie is nie, dit is 'n Bybel woordeboek. Ek het groot geword met 'n concordansie, ek dink daar's nou nog op ons rak, is daar 1 of 2, en my ma se stokperdjie was om te bid. So enige iets wat gebeur, enige iets wat uit lyn uit staan, is kom ons bid. Ons was te bang gewees om vriende huis toe te bring. Want dit was 1 of 2 keer en dan sien julle nie weer nie, want my ma het gesien wat ons nie sien nie. So sy het sommer na binnekamer gegaan en gesê, Here, my kinders is vir u toegewy, aan u opgegee. So dan kan ons nie verstaan, Jesus, hoekom wil hierdie mense nou nie meer met ons vriende wees nie? Wat's fout met ons? En moenie dat dit kom by my en James wat 'n kerel of 'n meisie, dan is jy amper te bang dat jy amper sê, ma, ons hou van die ene. Moet hom asseblief nie wegbid nie. Moet haar nie wegbid nie as die vrou nie. Maar nog steeds, my ma het vir ons geleer dat jy 'n connection moet hê met die Here eerstens, met jou huis. Praat oor die toekoms van jou kinders. Maar jy het nie gemors met 'n ma, of jy mors nie met 'n ma wat in verhouding staan met die Here nie. Daar is nie 'n verkeerde kant of 'n tussen 'n in-between kant nie, want dis of jy kies die Here of jy kies die wêreld. En ek wens meer ouers wil opstaan om te sê, dit is hoe dit gedoen moet word. Meer ma staan op en bid vir jou kinders. Sy het reeds oor ons toekoms gespreek, want haar visie was ver
meer as wat 'n onderwyser te sê gehad het, of die opinie van mense. My ma, ek is oortuig daarvan, dat in die aande as ons gaan slaap het sy voor ons bed gestaan, en haar hande uitgesteek, en gesê, dogter, die duiwel gaan jou nie kry nie. Seun, die duiwel gaan nie jou kry nie. Jy behoort aan my. Jy behoort aan God die Vader. Jy behoort aan God Jesus Christus. Jy behoort aan die Heilige Gees. En ek is seker, sy het omgedraai en gesê, vyand, my kinders sal jy nie steel nie. Ek is seker sy het haar hande uitgesteek en dit soos as sy in haar mind kom, want my ma het 'n baie goeie verbeelding, as sy haar vingers so in sy gesig kon druk om te sê, Leanne en James, ek vat julle na God toe en vyand, jy het geen reg op my kinders nie. Ek verklaar dat jy sal my kinders nie steel nie. Ek verklaar, jy moet deur God die Vader gaan. Jy moet deur Jesus die Seun gaan. Jy moet deur die Heilige Gees gaan. En as jy nog steeds sukkel, jy gaan deur al die created angels moet gaan. En daar is triljoene van hulle. En as jy dan daar verbykom, dan staan daar 'n pa wat bid. En as jy verby hom kom, dan staan hier 'n ma wat jou sal verwoes, want my kinders is back off. Maar jy sal nie, my kinders, my gesin, my toekoms, sal nie van jou afhang nie, jy sal hulle nie steel nie. Die geloof van 'n moeder wat opstaan en sê, my kinders sal nie hel toe gaan nie. My kinders sal nie verlore dood gaan nie. My kinders sal die Here dien. Ons moeders moet opstaan en ons moet begin verklaar dat ek en my huis, ons sal die Here dien. Al is jou kind in die put van die donkerte, verklaar oor hom, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is beloftes. As jy in lyn met die Here staan, as jy in verhouding met die Here staan, is dit beloftes wat aan jou gegee word, want die beloftes van die Here en wat in die woord van die Here staan, is wat ons kan op staat maak. Jy al moet jy gaan en 'n pamflet by Postnet gaan print dit op en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Verklaar dit, plak dit op iewers in jou badkamer, in die kas, om waar jy verbyloop, al loop jy 15 keer verby dit op 'n dag, spreek die woorde uit, maak dit los in die atmosfeer, en sê ek en my huis, ons sal die Here dien, al lyk dit nie so nie, al dien die helfte van jou huis die Here, die ander helfte staan nog in die wêreld, verklaar en spreek die woord van die Here uit oor hulle, wat sê, ons staan saam, ek as ma het 'n visie vir my kinders, ek as ma het 'n visie vir my huis, ons gaan saam staan, ons gaan die Here dien. Dit kos 'n prys. Moeders, u huis is 'n mission field. Ons bid gewoonlik vir sendelinge, maar dit is eintlik, jou huis is 'n mission field. Want jy het jou familie, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, baie van julle is geseën met agterkleinkinders, bid vir hulle. Ek kan nie die klem meer op dit sê, om te sê, bid vir jou kinders, bid vir jou nageslag, bid vir jou huis, in die naam van Jesus, tree in vir hulle, gaan in jou binnekamer en maak jou deure toe, en sit musiek aan, en te seed. Ons het geen idee waar ons jong mense deesdae gaan nie. Nie net ons jong mense nie, mense wat 30, 40 is nie. Dit is nie meer soos toe ek 'n kind was en alles was net honkie-dorie en ons is op ons pad hemel toe nie. Die aanslag op die kinders, die aanslag op hulle future, die aanslag op ons huisgesinne. Maar ek dink dit is 'n ma wat opstaan, 'n ma wat regtig waaragtig deur die Here geroep is, wat waaragtig in 'n relationship staan met die mens, met die Here, wat kan opstaan en sê, genoeg is genoeg. Vyand, back off van my familie af, back off van my finansies af, back off. Jy het geen hou vas op my nie. Dan dink jy soos, ek kan sommer sien in julle gesigte, dan dink jy, ja, Leanne, hoe weet jy? Kom ek sê vir julle. Dit is nie te sê dat beide my ouers is en was pastore, dat ek
die engeltjie moes wees wat rondfladder en 'n harpie moet speel nie. Want ek dink dit was presies die teenoorgestelde. Ek spot altyd en sê dat die grys hare is nie deur James daar gesit by my ma nie, maar ek het 'n special way gehad om dinge te doen. So dan kom ons by nuwe mense en die mense is so excited om die pastoor en hulle gesin te ontmoet en dan vra die mense my ma, pastoor, so hoeveel kinders het u? Dis mos een van die vrae wat ons gewoonlik opkom met nuwe mense. Dan sal my ma sê, ek het 'n oudste seun, ek het een seun, hy's die oudste, en dan het ek 'n dogter wat so erg is soos 11, so ek het eintlik 12 kinders. En dit was maar net die begin. Ek het gesorg dat my ma en pa op hulle knieë bly. Daar was tye wat my ma vir my gesê het, Leanne, daar is nie meer tyd of ure in die dag om verder vir jou meer te bid nie. Want al die tyd wat ek het, gaan net in om te bid vir Leanne, om te bid dat die Here haar deurdra, dat die Here haar moet beskerm, waar ook al sy mag wees. Onthou, ek het in die era groot geword van geen selfone. So, as daar nie 'n tikkiebox somewhere was nie, dan was daar nie kontak nie. Ek het toe ek 16 was, het ek Johannesburg toe getrek, maar dit is 'n storie vir 'n ander keer. Maar teen alle tye het my ma op haar knieë gewees en sy het geïntercede en vandag is ek die produk van haar gebede en ek loof en ek prys die Here daarvoor. So, my ma het vasgehou aan die belofte wat die Here vir haar gegee het om te sê, al jou kinders sal deur die Here geleer word. En toe my ma dit vir my sê, toe lag ek vir haar uit en sê, ma, daar is nie 'n manier nie, daar is nie 'n kans nie. Maar God weet anders. So weer eens, die gebed van 'n vrou, spesifiek 'n vrou, 'n moeder, dra ongelooflike groot krag. Ek wil graag op hierdie spesiale dag vir die moeders sê, ek verstaan, julle het baie challenges. Jy is vrou, jy is die ma, jy moet die huishouding moet jy voorsien voor. Jy moet sorg dat alles net honkie-dorie gaan in die huis. En daar is soveel goed wat gebeur, wat jou aandag en jou fokus en jou purpose, jou roeping van God wil steel. 'n Ma is net anderste aan mekaar gesit. My ma sê altyd, sy dink dat 'n ma kan dinge beter doen as enige man. En hierdie afgelope tyd dat my pa oorlede is, kan ek boeke skryf oor wat my ma gedoen het. Van plaksomruil, wat is 'n goeie Afrikaanse woord, van plaksomruil tot grasny, tot aan die boom klim en die tak afsaag, tot op die dak klim en die dak steel. So, my ma is 'n eystervrou, maar met die hulp van die Here. Daar is tyd wat ons nou leef, waar daar challenges is, ja, die pressure is daar, ja, en jy is reg, maar ek wil vir jou sê, dat as 'n ma die Here dien, dan is sy nie net 'n ma nie, sy is die pilaar van die huis, sy is die persoon wat almal bymekaar bring, en sy is eintlik die glue van die familie, as jy dit nou eintlik so wil stel, is 'n ma glue, wat die familie saamtrek bymekaar. As 'n ma se oggend laat is, wat 'n chaos is nie in 'n huis nie. As my ma byvoorbeeld laat is in die oggend, dan voel ek sommer net, ek wil my pyjamas bly die hele dag, want dit is my safe plek. Maar sy moet soos oor die algemeen is dit 'n ma met die kinders gelukkig hou, sy moet haar man gelukkig hou, en soms moet sy haar man ook regop hou. Baie kinders het aktiwiteite, so die ma is nog die taxi of die Uber ook. Ek weet nou nie, hier is nou nie Uber nie, ons bid vir Uber. Maar 'n ma is Uber, 'n ma is 'n beraader, 'n verpleegster, sy is die manager van die huis, en sy is die ene wat elke dag moet planne maak. Sy is die ene wat flink dink, sy is die oppasser, sy is die vredemaker, sy is die kok, alles in een dag. Ek dink soos in partykeer dat 'n ma het superpowers. Ek raak verward as ek die twee dinge het om te doen, en dit is afdroog en wegpak. Maar hier kom 'n ma, en sy is al daai eienskappe, is wat sy deurbring, en wat sy deurgee vir ons.
As ons moeders nie ons lewe in lyn het met God se woord nie, as ons nie gefokus bly nie, kan ons maklik kop verloor en nie meer 'n goeie balans hê in die huishouding van tussen huis, kerk, werk en skool nie. Daardie kophou en daardie goeie balans kan net gebeur wanneer sy in lyn staan met die woord van die Here. Wanneer sy 'n verhouding het met Jesus Christus, is dit wanneer daai balans gehandhaaf kan word. Dit is 'n Keystone reaksie. So jy kies om reg te dink. So wanneer jy kies om reg te dink, dan sal jy begin reg praat. Hier lê baie keer die probleem van wat in ons huishouding verkeerd gaan, oor dat ons verkeerd praat en dat ons verkeerd sê. So wanneer ons reg praat, dan sal ons attitudes begin reg raak. Wanneer ons reg praat en ons attitudes reg is, dan is dit wanneer ons kan opkyk en dat ons lewe soveel beter kan wees. Maar as jy gaan terugsit en sê, my kind is 'n drug addict, my kind is verslaaf aan dit is maar nou hoe die lewe is. Hier sit 'n ma vandag, wat nie opgegee het op haar seun nie, wat gesê het, vyand, jy sal hom nie steel nie. En ek dra my kinders op aan die Here. Vandag sit hier 'n jong man, wat kan getuig dat hy in die gutters was, dat hy 'n washout was. Maar daar was 'n ma wat gebid het. Daar was 'n ma wat gebid het vir haar seun. En hy het opgestaan, en hy het die Here begin dien, want sy het verklaar, ek en my huis. En as jy my nie glo nie, kom na die diens en ek vat jou na die mense toe. Dit is nodig om reg te kies, om reg te praat. Al sien jy dit nog nie gebeur nie. Praat in existence. Praat asof dit daar is. Praat asof dit al gebeur het. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Draai na die persoon langs jou toe en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Alles begin by 'n keuse wat jy maak. Jouself. Daar's 2 goed in die lewe wat jy self nie kan kies nie. Dit is die oggend wat jy jou oë oopmaak. Jy kan nie kies wanneer jy jou oopmaak nie, maar jy kan ook nie kies wanneer die laaste dag aanbreek, wanneer jy jou oë toemaak nie. Maar die res van jou dag, van jou lewe, kan jy kies. Jy as moeder kies om hoop te hê. Jy kies om Jesus Christus in jou lewe te hê, want hy is die hoop en die heerlikheid in my. Christ, the hope of glory in me. Hallelujah! Hoop, waarop hoop ons? Ons hoop op 'n vet verhoge. Ons is net human. Ons hoop op die blink nuwe kar wat kan inry in ons driveway in. Ons hoop dat ons skippie sal inkom baie vinnig. Nee, my hope is in God. My hope is in the Lord. My strength is in the Lord. My life is in the Lord. Jesus Christus is ons hoop. Hy is ons El Shaddai. Hy is ons meer as genoeg. He is the God of plenty. Die Here is ons voorsiener in alles wat ons nodig het. Hy dra ons as ons nie kan voel dat ons nie meer die stap voor mekaar kan sit nie. Partykeer dink ek dat hy is besig om my aan die kraag te vat en my te sleep wanneer ek nie meer kan loop nie. Ja, ons raak ook moedeloos. Maar dis jou keuse of jy daar gaan kamp en of jy gaan aanbeweeg. Maar dit is jou keuse. Al wat jy moet doen is sit jou hand in die hand van die Here. Jy kies om te groei. Jy kies om te staan op die beloftes van die Here, maar jy kan net aanspraak maak op die beloftes van die Here wanneer jy in relationship, nie in 'n religion staan nie, maar in 'n relationship met die Here staan. Elke dag kies jy en ons kies reg, want ons weet wie ons in Christus is. Ons weet ons is meer as 'n oorwinnaar. Ons weet ons is tot alles in staat. Met God loop ons 'n bende storm. Met God loop ons, spring ons oor 'n hoë muur. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Al voel ek nie so in die oggend as ek wakker word nie, dan staan ek op en ek sê, Here, ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek kan bereik wat die woord sê ek kan bereik. Ek is nie onder enige vloek nie, maar ek is geseënd met al die geestelike seëninge van Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Ek is geseënd in die stad, ek is geseënd in die veld en ek is so bly, julle is
are, everything I have, belongs to Jesus Christ. Vyand, jy kan nie my geld vat nie, jy kan nie my man, jy kan nie my kinders, jy kan nie my gesondheid, jy kan nie my kar, jy kan nie my werk hê nie. Ek is 'n kind van God en alles wat ek het behoort aan die Here en ek het geloof. Wanneer 'n vrou in die verhouding met God staan, kan sy verklaar dat elke belofte van die woord is myne. Sê dit hardop, elke belofte van die woord is myne. Nou draai ons en ons sê, vyand, elke belofte in die woord van die Here is myne. Dit wat hier gestaan is, dit wat hier gesê is, vat ek dit in die naam van Jesus. Dit is my regmatige reg om op te staan en sê, Here, ek vat U op U beloftes. Deuteronomium 28. Dit is huiswerk. Deuteronomium 28 vanaf vers 1 tot 14 sê so mooi. God sal jou verhoog bo die nasies. Seëninge sal my inhaal. Goedheid kom guns, want die woord sê seëninge van die Here sal my inhaal. Maar as jy luister na God se stem, waar jy ook al is, sal jy geseënd wees. Geseënd is jou kinders. Dis alles wat Deuteronomium 28 sê. Geseënd is my kinders. Geseënd is jou kleinkinders. Geseënd is jou agterkleinkinders. Die woord sê, geseënd is jou bakskottel. Geseënd is jou mandjie. Nou alles wat jou hande aanvat, is geseënd. So vat na die persoon langs aan toe en sê, jy is geseënd, want dis wat die woord van die Here sê. Die woord sê, Deuteronomium sê, op een pad sal die vyand na my toe aankom. Hy sê nie, hy gaan hier voor my kom nie, hy sê, hy kom aan. Maar op 7 paaie sal hy voor my uitvlug, want dit is my erfreg, wat sê, no weapon that is formed against me, no weapon that is formed against my family, shall prosper. Amen. Alles wat jy aanpak sal geseënd wees. Die skatkamer sal oor jou oop wees en die reën van die Here sal op die regte tyd oor jou val. Die Here maak jou die kop en nooit die ster nie. Die Here laat jou boontoe gaan en nooit onder toe nie. As jy luister wat die woord van God sê, jy sal uitdeel en nooit ooit hoef te leen nie. As jy getrou is in min, sal die Here jou verhoog in baie. Maar, daar is 'n maar wat in Deuteronomium sê. Maar, jy mag nie links kyk nie, jy mag nie regs kyk nie. Jy kan nie afwyk van wat die woord van die Here sê nie. Ons is woord-based people. Ons praat die woord. En ek wil graag hê dat u ook in daai gewoonte moet kom om die instruksies van die Here te vat op wat die woord van die Here vir ons sê. Want hierdie is ons padkaart. Hierdie is as daar 'n probleem is. Die antwoord is hier. Op jou knieë om te luister wat die woord van die Here te sê het. Nie te sê. Jy moet 'n persoon wees wat ten volle in 'n verhouding met die Here staan. Jy kan nie vandag hier wees en môre hier nie. Jy kan nie, ek is so heilig op 'n Sondag, maar hierdie week is jy 'n huisduiwel nie. Hulle sê gewone kerkengel en huisduiwel. Jou lyn moet fyn wees in die werk van die Here. Jy kan nie afwyk nie. Jy kan nie links draai of regs draai sonder dat God vir jou sê, doen dit nie. Moeders, vroue, identifiseer jouself en sê vir jouself wie jy is in God. Jy is spesiaal vir God. Jy is die geseënde van die Here. Die Engels sê gewoonlik, I am too blessed to be stressed, too anointed to be disappointed. Jy kies om dit te verklaar en te glo. As jy opstaan in die oggend, dan sê jy sommer vir jouself, ek kies vandag om lewe te spreek. My dag gaan goed wees, want God gaan voor my uit. God maak my paaie gelyk. Ek sê weer, moeders en vroue, jy is so spesiaal vir die Here. Jy is nie made in China nie. Jy het nie 'n sticker op jou kop om te sê made in China nie. You are handmade. Jy is handpicked. Ons Dr. Gustav sê altyd, you are bone China.
Jy kan opstaan, jy kan uitblink en jy kan floreer. Dus sê my rarig, pastoor, is jy seker? Sien die Here ooit my raak? Verseker, Jesus het 'n prys vir jou betaal en vir my betaal. En hy het reeds aan die kruis van Golgotha gesê, alles is volbring. Dit is daar, dit is tot jou beskikking. Jy moet kies en wat jy moet jou keuse maak. Maar jy kan nie langer 'n ma wees wat moet opgee. Jy kan nie meer langer 'n ma wees wat sê, ag, laat God se water oor God se akker gaan. Staan op, ma. Staan op, pa. En wees die vegters vir u huise. Wees die vegters vir u kinders. Wees die vegter vir u man, vir u huwelik. Put God first. Maar vanmôre, dit is wel Moedersdag, maar ek praat met beide ma's en pa's. Dis tyd dat ons moet backbone kry. En jammer dat ek nou dit so stel, maar dis tyd dat ons moet ruggraat kry en moet opstaan, staan op, trek jouself reg en maak jou reg, want hier kom 'n oorlog. Dit is tyd dat ons moeders en ons vaders moet opstaan en oorlog begin voer teen die vyand wat wil inkom in klein barstukkies. Om jou kinders, jou huis, jou huwelik, jou finansies te steel. Maar vanmôre sê ons, genoeg is genoeg. Ek is 'n kind van God en alles wat ek het, behoort aan God. Vyand, back off. We serve you notice that no more sal ontstaan vir die leuns van die vyand nie. Maar staan op as moeder, staan op as vader, as die backbone of your family. En veg vir jou kinders. Of jou kinders nou 40 is of 30 plus weg soos ek is. Staan op en beklei vir jou familie. Staan op, ma's. Staan op in die nag. Laat vra die Here om jou wakker te maak, om vir jou kinders en vir jou gesin, jou man, jou kleinkinders, alles wat joune is, in te tree in die naam van Jesus. As dit nie was vir 'n moeder wat 24/7 op God was, het ek nie vandag hier gestaan nie. Ek kan sê, baie diep haal hy my uit. Hy het my voete op 'n stewige rots kom plant. And I will not be shaken, I will not be moved. Maar ouers, staan vanmôre op en sê, genoeg is genoeg. Ek staan en ek skuil net by u. Dalk het u al verkeerde keuses gemaak. Dan wil ek vandag vir jou sê, vandag is jou nuwe begin. Jy kan weer opstaan. Jy kan weer 'n besluit maak vanmôre. Here, ek het nagelaat om vir my gesin in te tree. Ek het moed opgegee. Ek het gegaan wat ander mense sê of hoor sê, dat daar is nie hoop nie. Maar vanmôre wil ek vir julle sê, daar is hoop. Jesus Christus het die weg gebaan vir ons hoop. God het vir jou 'n weg gebaan deur Jesus, sodat jy ten volle jou potensiaal kan bereik en jou destinasie kan uitkom. It is done, it is finished. Al wat jy moet doen, is jy moet 'n keuse maak om te excel, om te groei. Want ons kan nie meer bekostig nie, ouers, om 20 jaar terug tot bekering te kom en ons steeds op dieselfde plek van 20 jaar terug nie. Dit is die tyd dat ons as ouers en vrou, mans moet opstaan en begin tyd spandeer in God se woord. Om jou gesin bymekaar te kry, die TV af te sit, en ek weet daar gaan tantrums wees, maar God eerste in ons huise. Om te sê, kom, ons gaan bid. Kom, ons gaan Bybelstudie doen. Kom, ek vertel julle van Jesus. Kom, ek share met julle, want daardie oomblikke is waar die saad geplant word in u kinders, in u man, in u eie lewe, waar die Heilige Gees homself openbaar. En ek wil vanmôre wil ek hê dat ons oë moet toemaak. En ons moet net vanoggend
Die Here sê, Here, ons kies. Ek kies, maak dit persoonlik. En sê, Vader, ek kies vanmôre op te staan. My regterrug, my skild, my swaard op te vat. My volle wapenrusting aan te trek. En terwyl ek besig is om dit aan te trek, om my gesin dieselfde mee te doen. Here, ek kies vanmôre om lewe te spreek oor dorre beendere. Ek spreek vanmôre dead bones to come to life in the name of Jesus. Dooie situasies. Ek staan vanmôre voor U. Dit is 'n persoonlike saak tussen U en die Here. En sê, Here, hier is ek. Haneni. Dis wat Samuel gesê het. Toe die Here sê, Samuel, en hy nie weet het, wie praat nie, en eventually hy agterkom. Toe sê hy, Haneni. Here, hier is ek. Haneni. Sien my, Here. Ek wil jou vorentoe nooi vanmôre. Dit gaan nie oor wat mense sê nie, dit is 'n persoonlike saak. Jou saak met die Here moet so sterk wees, dat jy nie kan sien dat daar 'n huisgesin is wat verlore gaan nie. Ek wil jou vorentoe nooi dat ons saam met U kan bid, en dat jy kan sê, Here, genoeg is genoeg is genoeg. I push you back, enemy. Maar ek staan vanmôre in die gap vir my gesin. Ek staan vanmôre in die gap vir my familie wat nie die Here dien nie. Ek staan vanmôre in die gap vir my seun, my dogter wat in 'n toestand iewers lê waar ek nie self weet waar hulle is nie. Ek staan vanmôre op en ek maak myself reg en ek staan in die gap vir 'n verlore gaande wêreld. Hierdie jaar is ons tema van ons gemeente, is die jaar van impak. Here, begin by my. Ek steek my hande op, Here, voor U, dat U dit raak sien, en ek vra, Here, begin by my, om 'n jaar van impak te hê, om 'n impak te maak, want die woord sê, gaan dan heen. Maar begin by jou eie gesin, begin by jou eie familie. So ek wil jou vanmôre vorentoe nooi, want as partykeer het ons net daai ekstra nodig dat iemand saam met ons moet bid. Dis jy vanmôre 'n keuse maak dat genoeg is genoeg, wil ek vra dat U opstaan en na vore kom, dat ons saam met U kan bid. In die naam van Jesus, but enemy, you will not have my family. Enemy, you will not have my household. Want ek behoort aan die Here. Terwyl almal se oë nog gesluit is, wil ek hê julle moet bid en bly. Want hier's mense wat vorentoe kom wat sê, jy sal nie steel langer van my nie, want dit wat ek het, behoort aan die Here. En ek wil julle uitdaag vanmôre om daai boldness te vat. Sê, Here, Haneni, sien my raak, Here, in die naam van Jesus. Ons kinders is ons kosbare juweel. En dit is ons verantwoordelikheid om vir hulle te cover, vir hulle in gebed te dra. En ek wil vanmôre sê, ek wil saam met julle vertrou vir 'n goddelike deurbraak. Vader, ek wil nou bid vir elke persoon wat hier staan. Vader, dat U 'n hedge of protection rondom hulle sal sit. Here, waar hulle moontlik al begin moed opgee op hulle kinders, wil ek nou bid, Vader, dat U hulle sal empower, dat waar hulle voel hulle kan nie loop nie, dat U hulle sal dra, Here, soos wat ek gesê het, party oggende voel ek dat U my moet sleep, maar Here, dat hulle sal opstaan as ma, as pa, dat hulle sal opstaan en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien.
Here, wat ook al die behoefte is, wil ek vra dat U U hand oor hulle familie sal hou. Dat U U hand oor hulle sal hou, hulle sal beskerm, hulle sal bewaar in die naam van Jesus. But enemy, you will not have our families. Here, ek wil nou bid ook vir elke moeder, elke vrou in hierdie gemeente, elke persoon wat my stem hoor, dat U hulle sal oprig as vroue van God, dat hulle sal gaan en sê, so sê die Here, maar dat hulle in 'n relationship met U sal wees, Here, om te weet dat U guide hulle footsteps in die naam van Jesus. Vader, U kry al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. Dek ons toe onder die kosbare bloed, Here. Without You, we can't do anything. It's all about You, Lord. It's all about You. Here, help ons om in lyn te kom met die woord van die Here. Help ons om te verklaar dat dit is wat U woord sê, dat ons sal staan op U beloftes in die magtige naam van Jesus. En ek prys U en ek loof U daarvoor. Amen. U is trouw in U is vertrouw in die beloftes. Daarom is ons dankbaar en bly dat U ons seën het met 'n woord. En ons volg elke moeder opdraad. U rots. 'n Moeder is 'n rots. Want as ons nie 'n moeder gehad, as dit nie vir 'n moeder was nie, was die aarde dol en leeg. Dankie dat U in U geskaapenheid gesien het, Here, in die begin gesien het dat die mens onvolledig is sonder 'n vrou aan sy sy, en daarom het U 'n moeder geskep, sodat daar rigting op hierdie aarde kan wees. Dankie, Here, dat elke moeder wat vanoggend hier sit, sal uitgaan en weet dat waarlik sy is kosbaar. Kosbaar vir U en kosbaar vir man of vriend of wie ook al. Here, ek wil die seën van U wat ryk maak, die seën wat gesond maak, en die seën wat voorsien, Here, wil op elke moeder afbid in hierdie dag. Here, vul elke moeder se hart en gedagtes met die wete dat hulle is kosbaar en dat hulle is 'n juweel vir U koninkryk. Here, seën ons saam sy in die res van die dag, bid en vra, Here, dat U met ons sal wees en ons sal vergesel oral waar ons gaan, Here, en weerhou die onheil van ons af. In gebed in Jesus. Amen.